Vriende, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is altyd vir ons 'n groot voorreg dat julle ook op hierdie wyse by ons inskakel. Ek hoop dat daar waar jy is, dat God jou vandag op 'n besondere manier ook sal aanraak en dat jy sy teenwoordigheid by jou sal voel. Ek lees graag vir ons hierdie volgende stuk. As ek u hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin u 'n plek gegee het. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien en u oor ons so ontferm. Weerlose, onperfekte mense wat roep na vervulling. Vervulling wat net u kan gee en wat u bereid is om in oorvloed te gee. Vriende, mag daar vir jou genade en vrede, tevredenheid en heelhartigheid in oorvloed wees. Deur ons kennis, maar ook deur ons verhouding met die lewegewende God, wat ook in ons midde is. Maak nie saak waar jy hierdie preek sit en kyk nie. Amen. Ek wil vanoggend wegspring deur dadelik vir ons twee tekste saam te lees. Die een teks is Matteus 5, vers 48, en dan die ander een is 2 Korintiërs 4, vers 7 tot 15. Soos ons hierdie tekste gaan lees, wil ek vir jou vra dat jy sal oplet, wat is dit wat vir jou uitstaan in hierdie tekste? Wat is dit wat met jou praat? En hou dan in gedagte, vanoggend se tema is onvolmaakte heelheid. Onvolmaakte heelheid. Ek nooi julle dan nou om hierdie twee tekste ook saam met my te lees. Kom ons begin by Matteus 5, vers 48. Een kort versie, Matteus 5, vers 48, wat sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader dan volmaak is. En dan nooi ek julle uit om saam met my te lees 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7 tot 15. Die opskrif daar is 'n skat in kleipotte. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar ons word nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. Ek lees vanoggend vir ons net hierdie twee stukkies en dan wil ek sommer begin deur te sê, mens wees is broos wees. Om 'n mens te wees beteken om kwesbaar en om vulnerable te wees. Ek en jy breek eintlik maar baie maklik, net soos 'n blom of net soos 'n kleipot. En dit is nie net fisies wat ons breek of kan seer kry nie. Maar ons ervaar ook emosioneel soms 'n stuk gebrokenheid. Ons kry emosioneel seer en ons ervaar angs en woede, teleurstelling, depressie. Emosioneel ervaar ons 'n stuk kwesbaarheid en gebrokenheid. Ook in ons denke, ek weet nie van jou nie, maar beleef ons soms 'n stuk weerloosheid, waar ons gedagtes vasdraai en ons sukkel om daar uit te kom. Selfs in ons verhoudings waarin ons elke dag verkeer, besef ons net hoe broos verhoudings eintlik kan wees.
Vandag gaan dit goed en die liefde gaan goed, maar môre lyk dit weer anders. En selfs op 'n geestelike terrein. Dalk is dit daar die meeste waar ons net besef hoe kwesbaar ons geloofslewe is. En dan wanneer jy so alleen is en jy haal so 'n bietjie jou masker af, dan ervaar jy net hoe intens daai worsteling eintlik baie keer kan wees met jou eie broosheid. Ons lê bietjie wakker daaroor, ons voel soms skuldig, skaam, onseker of selfs onwaardig. Ons probeer dit soms vir onsself en vir ander wegsteek. En dan probeer ons ook daai stuk broosheid en kwesbaarheid wat ons as mense beleef, ook van God af weg te steek. Hierdie is eintlik 'n ongemaklike waarheid. Ons wat mense is, maar ons wat so kwesbaar en so broos is. So die gevoel wat ons dan kry wanneer ons broosheid en onvolmaaktheid en kwesbaarheid besef, dan voel ons maklik, maar daar is dan iets verkeerd met my. Jy weet, ons probeer altyd om perfek te wees. Ons veronderstel dat alles in ons lewe 100% perfek moet wees. En hierdie ervaring van onvolmaaktheid kan regtig mense meer ongelukkig maak. Want hoe meer jy streef na hierdie perfektheid, hierdie volmaaktheid, en jy word gereeld gekonfronteer met jou broosheid, dan is daar hierdie teenstrydigheid, en baie keer verloor mense dan hierdie oorlog in jou gedagtes. Hierdie vrees dat daar dalk iets verkeerd is met my, laat mense al jare lank in hulle eie waarde twyfel. Hulle probeer hulle waarde verdien en werk obsessief om alles 100% te kry. En dit gebeur meestal nie, en dit potjie my en jou om vry te lewe, om ons geloof vry te gaan leef en om net vry te wees as mense. So vriende, as broosheid en onvolmaaktheid dan deel is van menswees wat ek 100% glo dit is, wat maak ons dan daarmee? Wat maak ek en jy met ons broosheid, swakhede en onvolmaaktheid? Hoe moet ek en jy dit dan hanteer? Ek is 'n baie groot aanhanger van Prof Brené Brown en sy is regtig 'n uitskieter wanneer dit kom by navorsing oor vulnerability, oor broosheid. Sy het op die ou end gekyk wat die faktore is van mense wat heelhartig, wholeheartedly voluit leef en nie net maar halfhartig deur die lewe gaan en worry oor perfek wees. En so sy het so 'n bietjie gaan navorsing doen op hierdie mense. Mense wat heelhartig, wholeheartedly leef, en hierdie mense het almal sekere eienskappe in gemeen gehad, het sy bevind in haar studie. So daar's 3 eienskappe wat sy gesien het uitstaan van hierdie mense wat so heelhartig net kan gaan lewe. Die eerste een het sy besef by hulle, is daar 'n vorm van moed en dapperheid getoon. Hoe baie keer is ek en jy eintlik dapper en hou ons moed? Die kleinste ongerief wat met ons gebeur, dan verloor ons baie vinnig ons moed. En hierdie mense het 'n fenominale dapperheid getoon, maak nie saak in watter ruimte is of omstandighede hulle ooit was nie. Die tweede ding wat sy besef het, hierdie mense in gemeen het, is deernis. Compassion, medelee, simpatie of sagtheid, enige van daai woorde, het hulle vir hulle self gehad en ook vir mense. Hulle het nie 'n gebrek gehad aan deernis en sagtheid vir hulle self en vir ander nie. En dan die laaste ding wat hulle besef het, is een van die groot eienskappe wat hulle almal in gemeen het, dis een wat die duidelikste uitgestaan het, is dat hulle almal hulle eie broosheid en kwesbaarheid en breekbaarheid erken het. En dit was vir hulle okay. Hulle was okay met die feit dat hulle nie perfek is nie. En hierdie 3 eienskappe het spesifiek gemaak dat hierdie groep mense heelhartig en wholeheartedly kan gaan leef. Hierdie erkenning van jou eie kwesbaarheid en broosheid, dat jy nie perfek is nie, dat jy foute maak en dat jy seer kry, is juis die plek waar nuwe dinge kan begin, waar geluk en vrede en liefde, kreatiwiteit en dankbaarheid en 'n gevoel van behoort deursyfer, juis in daai plek van broosheid. Dit is ook die plek waar die Here self inkom en deur jou kan werk. Deur daai
krake of daai breekbaarheid, daai broosheid van jou is juis die ruimte waar God kan inkom en so deur jou werk. Hy is sterk wanneer jy swak is, waar hy moed hou namens jou wanneer jy nie meer kan nie. Dit is so bevrydend om dit te weet. Ek en jy is nou so 'n bietjie amper aan die einde van 'n baie lang jaar, ons trek nou al in Oktober, en ek hoor dat soveel mense, ek hoor die gevoel by so baie mense, dat hulle eintlik 'n stuk emosionele moegheid en uitputting beleef. Dis asof vir die jaar ons dalk so 'n bietjie leeg getap het, maar ons is nog nie aan die einde van die jaar waar ons kan gaan vakansie hou nie. Daar's nog soveel goed wat moet gebeur. En dit is oukei. Ek en jy hoef nie voor te gee dat ons alles op hierdie stadium van die jaar bymekaar het nie, dat ons alles onder beheer het nie. Dit is oukei om te voel dat ons is meer broos en meer kwesbaar as ooit tevore van hierdie jaar. Erken jou broosheid. Die werklike gelukkige mense wat voluit en amper gelukkig of wholeheartedly leef, was eg en hulle het erken dat hulle nie perfek is nie. En hulle was sag op hulle self en hulle menswees was dat hulle sag was teenoor ander mense en hulle het soveel gemakliker dan met hulle self geleef. Daar was 'n groot stuk bevryding vir hulle om te sê ek is moeg of ek is uitgeput of ek weet ek is nie perfek nie. Ek weet dat 'n klomp goed met my gaan gebeur hierdie jaar, ek weet dat ek emosioneel 'n klomp goed beleef, maar daar is 'n groot stuk bevryding in die besef dat ek is nie perfek nie. En daar is nog 'n groter stuk bevryding vir my en jou as gelowiges met die wete dat ek hoef nie perfek en volmaak te wees nie. Ek dien 'n volmaakte Here wat deur my kon skyn ten spyte van my onvolmaaktheid, wat deur my kon werk. En vir my kom sterk wees wanneer ek voel ek is bietjie broos, meer broos as gewoonlik. Dit klink so bietjie aan die een kant eintlik vir ons vreemd, want in Matteus 5 vers 48 lees ons: Wees volmaak soos my Vader in die hemel volmaak is. Beteken dit dan dat ons, nie kwesbaar kan wees nie, dat ons nie ons broosheid moet erken nie? Moet ons nie dan juis meer moet probeer om perfek te wees nie? Wees volmaak soos my Vader in die hemel volmaak is. Moet ons dan nie meer streef om seker te maak dat ons perfek is nie? Nee. Dit is regtig nie wat hierdie teks bedoel nie. Die woord volmaak dui glad nie op perfeksionisme aan nie. In die Joodse konteks waar hierdie volmaakte woord gebruik word, het gegaan oor die wet, die Torah, wat die fariseërs moes gehoorsaam wees. Nou, hulle het geglo dat almal moes hierdie wet presies volg. Vir baie Jode was volmaak of regverdig die een wat elke detail van die wet korrek onderhou het. Volmaak was vir hulle om hierdie lys van reëls en regulasies perfek tot op die kleinste detail te gevolg het. En hoe meer jy die wette onderhou het, hoe nader was jy aan God, het hulle geglo. Maar Jesus skuif hierdie betekenis vir my en jou en dankie tog daarvoor. Hy sê volmaak is nie om foutloos elke reël te volg nie, maar om God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Jesus nooi ons om eerder met 'n heel hart in liefde en oorgawe te leef. En die wonder is, jy hoef nie foutloos te wees om dit te doen nie. Ek en jy kan met ons broosheid, met ons kwesbaarheid, God lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand. En terselfdertyd kan ons ook ons broosheid erken. Perfeksie laat die indruk dat ek self heelheid kan bereik as ek net hard genoeg moet probeer of net hard genoeg druk soos die fariseërs. Maar dit is nie 'n egte koneksie en 'n egte verhouding en verbintenis met God nie. Dit gaan dan oor die eer wat ek ontvang. Ek kan al hierdie reëls en regulasies perfek tot op die fynste detail volg. In plaas van God wat kom sê, ek het jou lief met jou kwesbaarheid en jou broosheid en nog steeds weet ek dat ek en jy in 'n bittersterk verbintenis en verhouding kan staan. David Benner het gesê, dit is so mooi, dit sê, spare me perfection. Give me instead the wholeness that comes from embracing the full reality of who I am, just as I am. Paradoxically,
It is this whole self that is most perfect. Ons leer nie God ken deur van ver van hom af te wees en hom te probeer beïndruk met 'n klomp goed nie. Maar dat ons in ons broosheid en kwesbaarheid toelaat, dat hy in ons en deur ons natuurlik kan kom werk. 2 Korintiërs 4, die teks wat ons net nou ook saam gelees het, help ons met ons kwesbaarheid en broosheid en onvolmaaktheid. Dit help ons om met daai goed saam te leef. Die teks se kontraste van erken die kwesbaarheid en onvolmaaktheid is daar, maar saam met dit moet ons ook sien wat God doen met ons, deur ons in hierdie onvolmaaktheid. Sien egter ook in hierdie kontraste raak, dat God in die onvolmaaktheid en kwesbaarheid is. God se hand is raak daarin. Die teks wat ons gelees het, sê Paulus, hy noem 'n paar praktiese voorbeelde van sy swakheid en sy onvolmaaktheid. Hy sê dit kom uit in sy eie lewe. Paulus sê hy is verdruk en kry swaar, maar nie verpletter nie. Verleë, maar nie radeloos of wanhoopig nie. Vervolg, maar nie verlate deur God nie. Hy's plat geslaan, maar hy's nie vernietig nie. Ek wil graag vir ons hierdie stukkie weer saam lees. Dit sê ons wat hierdie skat in ons het, is kleipotte wat maklik breek. Onthou, dis Paulus wat hierdie brief dan hy skryf en hy sê, die krag wat alles oortref, kom dis van God en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, ja, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond word ons neergegooi, maar ek en jy is nie vernietig nie. Want die krag van God het reeds vir ons oorwin. Leonard Cohen sê dit ook vir my so mooi, hy sê, ring the bells that still can ring, forget your perfect offering. There is a crack in everything, but that's where the light gets in. That is where the light gets in. Ek wil graag sommer vir jou vra dat daar waar jy sit, as jy jou foon by jou het, of jy 'n prentjie kan Google, van Joe Joubert se skilderye. So jy kan sommer net daar by Google ingaan en dan sê jy Joe Joubert skilderye, en dan sien jy die tipe skilderye wat hy het, is hierdie verlate plekke, waar daar hierdie krake is, maar vanuit hierdie krake wat hy geskets het, bars daar iets deur. Een van my gunstelinge is die waar daar musieknoot vanuit die kraak in die grond verskyn. Of die ander enetjie is ook waar daar soos hierdie bak met vrugte is, vanuit hierdie verlate woestyn en hierdie droogheid en hierdie krake, vanuit dit het hy net 'n bak vrugte daar saam geskilder. En dit wys iets van, daar waar die krake is, daar is waar Jesus en waar die lewe deurbreek. My swakheid is nie 'n bewys dat ek nie die waarheid weet het nie, of dat daar iets fout is met my nie, maar dit is juis die teenoorgestelde. Want God werk deur swakkes, juis sodat hy alleen al die eer moet kry. Sodat daar geen onduidelikheid kan bestaan oor aan wie die lof en die eer in hierdie wêreld moet gaan nie. En ek weet dit klink rof op die oor, maar dit is juis op ons swak en op ons kwesbare tye waar die Here alles laat ten goeie meewerk. En ek weet dit klink soos 'n regte kliseë of 'n regte ou foefie, want ek en jy wil graag perfek wees en ons wil graag hê dat dinge moet net goed in ons lewe kan verloop en dat jy weet goed moenie sleg gaan met ons en dan hoef die Here nie dit ten goeie te laat meewerk nie. Maar die Here se werk en se lewe en se lig kom deur ons krake en dit is hoe alle eer aan die Here verskyn kan word. So dis wat ons as onperfekte mense nodig het, is eintlik net deernis, sagtheid en compassion vir onsself. Ons moet sagtheid en compassion hê vir ons broosheid, vir God, vir onsself en vir die wêreld en die res van die mense. En hoe bevrydend klink dit net nie. Ons moet onsself losmaak van daai kettinge waarmee ons onsself vasmaak om te sê, maar ek moet hierdie perfekte Christen wees, ek moet hierdie perfekte mens wees. Christus se eie swakheid, lyding en sterwe, as jy daaraan mooi dink, het die pad oopgemaak sodat ek en jy met hom kan identifiseer, dat ek en jy in 'n sterk verhouding met hom kan staan. Hy het wel nie gesondig nie,
maar hy was ook moeg en hartseer en moedeloos, kwaad, kon nie verder nie. Hy wou swaar kry ontwyk. Hy wou, jy weet, hy het al die goed ervaar wat ek en jy ook ervaar. Maar Jesus was volledig mens, kwesbare mens, net soos wat ek en jy vandag is. En daarom dink ek, moet ons vir onsself sê, be gentle with yourself. Swakheid is ten diepste nie teenstrydig met die evangelie nie. En ek gaan dit weer herhaal, want dit is so belangrik. Swakheid en broosheid is ten diepste nie teenstrydig met die evangelie nie. Dit is eintlik wat dit is. Dit plaas ons juis op 'n plek dat ons heelhartig op God kan vertrou en heelhartig kan leef vanuit sy koninkryk. There is something wonderfully bold and liberating about saying yes to our entire imperfection and messy life. 'n Vrou het dit geskryf vanuit 'n boek Radical Acceptance. Op die geestelike pad streef ons nie na volmaaktheid nie, maar net om God lief te hê, totaal en al met ons hele hart. Maak nie saak hoe kwesbaar dit is nie. Perfeksionisme klink na 'n goeie eienskap, maar ek dink dit hou ons weg van God, dit hou ons weg van gesonde verhoudings met ander mense en met onsself, dit hou ons weg van, ek voel om geestelik te groei, om jou drome te gaan beleef daar buite. Perfeksionisme potjie ons eintlik net. Jelei Hermanus het 'n ongrypende video gemaak oor perfeksionisme en hulle het 5 goed gesê in hierdie video wat ek graag vir ons wil opsom en mee begin afsluit. Die eerste ding wat hulle sê is perfeksie bestaan nie. Die wêreld is nie perfek nie. Jy gaan nooit perfek wees nie. Daar gaan altyd tye wees waar daar foute gemaak word, waar daar imperfections gaan wees. Maar dit is okay. Nie alles in hierdie wêreld kan beheer word nie, nie alles kan perfek wees nie. Ons gaan met angs baie keer uitgedaag word, ons gaan foute maak. Perfeksie bestaan nie. Die tweede ding wat hulle sê is, jy is nie wat jy doen nie, want baie mense dink hulle is net wat hulle doen, maar ek en jy maak so baie foute en ons misluk so baie, maar ek en jy is nie daai mislukking of daai foute nie. Ek en jy is gelowiges wat diep geanker is in Jesus Christus. En ja, ons gaan nog steeds foute maak, maar ek en jy is nie daai foute nie. Ons is kinders van die lewegewende God wat altyd daar is vir ons. Die derde ding wat hulle sê, is ons moet stop met hierdie alles of niks denke. Ons almal is lief daarvoor om te sê, go big or go home. En as dit nie perfek uitdraai nie, dan gaan ek sommer stop. Dit is net nie realisties nie. Ek dink stadige groei vorentoe is baie meer sinvol as hierdie alles of niks houding nie, want jy gaan teleurgesteld word. Jy gaan baie meer gekonfronteer word met jou broosheid dan en jou onvolmaaktheid wanneer ons met hierdie houding deur die lewe gaan. Die vierde ding wat hulle sê is, foute bestaan nie. Dit is baie interessant. Foute bestaan nie. Dit wat jy doen is nie noodwendig 'n fout nie, maar dit is letterlik net 'n resultaat van 'n proses. Dit is letterlik 'n resultaat van bietjie groei, van leer, van vorentoe beweeg. So ons moet bietjie nuut dink oor dit. Ons moenie dink aan, ek maak foute en hierdie alles of niks mindset en ek is besig om net mislukkings en foute. Nee. Dit is geleentheid vir ons om te sê, maar ek groei en ek probeer iets anders. Ek probeer vorentoe beweeg. So foute is nooit maar nooit sleg nie. En dan die laaste ding wat hulle sê is, lewe met 'n growth mindset. Ek en jy altyd gaan groei. Ja, ons gaan angs binne ons hê, ons gaan partykeer meer gekonfronteer word met ons onvolmaaktheid, maar jy moet dit sien as groei. Ek wil baie graag afsluit met die volgende mooi verhaal van 'n waterdraer, en verskoon my, dit is maar in Engels. A water bearer carries 2 large pots on a yoke across his shoulders up the hill from the river to his master's house each day. One has a crack and leaks half of its water out each day before even arriving at the house. The other pot
is perfect and always delivers a full portion of water after the long walk from the river. Finally, after years of arriving half empty and feeling so guilty, the cracked pot apologizes to the water bearer. It was so miserable, and it said, "I'm sorry that I couldn't accomplish what the perfect pot did." The water bearer says, "What do you have to apologize for? After all this time, I still only deliver half my load of water. I make more work for you because of my flaw." The man smiled to the pot and said, "Take note of all the lovely flowers growing on the side of the path where I carried you all these years. The flowers grew so lovely because of the water you leaked. There are no flowers on the perfect pot's side." Ek sluit sommer met dit af en ek hoop dat jy kan gaan dink daaroor en dat dit ook vir jou waardevol kan wees. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons weet dat ons met ons broosheid, ons kwesbaarheid, ons onvolmaaktheid net by U kan wees. Dat U juis daardeur iets ten goeie laat meewerk in hierdie wêreld. Here, help ons om te besef dat daar is nie hierdie perfeksionisme om na te jaag nie, maar dat daar net geleenthede is vir altyd groei, vir 'n growth mindset. Here, en mag ons in hierdie proses sommer net U meer ontdek. Mag ons besef dat juis in die krake van hierdie lewe is dit waar U meer deurkom en waar ons meer in 'n verhouding met U kan staan. Here, dankie dat U ons aanvaar met ons onvolmaaktheid en dat ons nog steeds U kan lief hê met ons hele hart, al is ons onvolmaak. Amen.